Liefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader deur ons Here Jesus Christus en deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Ons eerste loflied is Psalm 18, ons sing daarvan vers 1 en 14 en dat doen ons saam belydenis van ons geloof. Ons bely nou saam met die kerk oor alle ewe en bevestig weer ons geloof vandag deur in ons harte en ons gedagtes ook saam die volgende te bely. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en wat die angste van die hel tot in die dood toe ondergaan het. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, ek glo aan die vergifnis van sondes, ek glo aan die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Amen. Ons lees 'n gedeelte saam, later dan uit Psalm 1, as u wil ook die gedeelte wil opsoek. Vooraf gaan ons luister na die wet van die Here, soos dit vir ons opgesom is in Matteus 22, en dan ook uit die bergpredikasie van ons Here Jesus Christus. Kom ons lees dan die wetsopsomming, soos wat Christus vir ons het gegee in Matteus 22. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom, en een van hulle wetgeleerde het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. En dan die gedeelte soos wat ons uit die bergpredikasie dit van Christus kry, oor die vervulling van die wet, en wat die wese is, wat ons moet doen en wat die Here van ons verwag as sy kinders. Die volgende woorde van ons Here Jesus Christus.
Moet nie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar wie die wet gehoorsaam en die ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Die wese dan van die wet staan in hierdie gedeelte. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs, as die fariseërs nie, sal hulle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. Dit gaan oor die getrouheid aan die wet, dat ons, soos in die ou vertaling dit staan, oorvloediger geregtigheid moet wys in ons lewe, wat vanuit ons vryspraak in Christus en ons wedergeboorte na vore kom. Kom ons antwoord op die wet van die Here en ons sing saam Psalm 38. U kan so bly sit en dan daarna bid ons saam Psalm 38 vers 1 en 17, sing ons dan sittende saam, daarna bid ons saam. Word stil voor die Here. Wees nie ver van ons gebed nie, o Here, want ons is diep afhanklik van U. Sonder U kan ons nie goed en reg bestaan nie. Ons is ons hele lewe, ons bestaan van U te danke. U wat ons opgetel het in die liefde, ons teruggebring het na U toe, om weer in U teenwoordigheid te lewe. U het ons so lief gehad dat U Seun vir ons gegee het. U het U Gees in ons harte uitgestort. En ons dank U vir U onverstaanbare liefde vir 'n sondaar mens. Dankie dat U ons deel maak van U kerk. Dat ons kan ingaan in U koningsmag, dat U ons inbring in U koninkryk. Dat ons nie net nou nie, maar vir altyd by U kan lewe. Ons bid vir hulle wat nog nie deel is van U kerk nie, wat nog nie aan U behoort nie. Gee dat ons ook deur ons lewe en deur ons woorde ook ander na U toe sal bring. Dankie dat ons kan weet, U is altyd by ons. U is die een wat ons optel as ons hartseer is, as ons twyfel, as ons siek is, as ons bedroef is, as daar teëspoed oor ons kom. Dankie dat ons mag weet, as U kinders, is U altyd daar as ons Vader. U troos ons deur U Gees. U is die een wat ons meer en meer U kinders maak, waardig U kinders maak. Help ons dan om te groei in ons verhouding met U, te groei in ons geloof, te groei in genade, dat ons meer en meer kan word wat ons reeds in U Seun Jesus Christus is.
Dankie dat ons vanoggend hier by mekaar kan wees. Dankie dat u kerk oor die hele aarde by mekaar kan kom om u op 'n besondere manier weer te eer op die opstandingsdag. Mag gee dat ons elke dag u sal eer, dat ons hele lewe 'n erediens sal wees, maar dat so 'n dag soos vandag dan vir ons 'n hoogtepunt in ons lewe sal wees. Ons dankie dat ons in besonder weer die sakrament van die heilige nagmaal kan ervaar, daarin deel kan hê vanoggend. Mag u ons daarin versterk, om dit wat ons reeds weet, en reeds van u af ontvang het, te geniet, en dit so te versterk in ons lewe, dat ons kan weet, ons is u kinders, en u is ons Vader, deur Jesus Christus en deur u Gees. Wil u ons nou seën in hierdie erediens met die oorvloed van u seëninge, gee dat ons u teenwoordigheid op 'n besondere manier mag ervaar. En gee dat ons die heiligheid van hierdie oomblikke sal besef, omdat ons hier in u naam by mekaar is. Ons bid vir vergifnis van al ons sondes en om vervulling deur u Gees, om Christus ontwil. Amen. Ons lees dan vanoggend by die geleentheid van die erediens en dan ook met die oog op die bediening van die nagmaal. Lees ons uit Psalm 1 uit, 'n bekende psalm, maar laat ons weer hoor wat die Gees deur God se woord vir ons wil sê. Psalm 1 vers 1 tot 16. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van die goddeloses volg nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd vrugte dra en waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. So is die goddelose nie. Hulle is soos kaf wat deur die wind uitmekaar gewaai word. Daarom sal goddeloses hulle nie kan handhaaf wanneer die Here oor hulle oordeel nie en die sondaars nie 'n plek hê in die vergadering van die regverdiges nie. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Ons sal nou terugkom tot die fokusvers. Tieners, jy kan dit later net vir ons weer opsit asseblief. Dit is vers 1 en 2 en dan ook vers 6. Geliefdes, die hoofgedagte uit Psalm 1 uit en dan vanoggend in besonder met die herdenking van die sakrament van die heilige nagmaal, is dit ware geluk is om gehoorsaam aan die Here te lewe. En dan te besef dat die sakrament van die heilige nagmaal dit aan ons bevestig. Gaan oor 3 punte uit die gedeeltes uit vers 1 en 2, 'n lewe ooreenkomstig God se woord. Die tweede punt, 'n lewe volgens God se plan, vers 3, 4 en 5. En dan vers 6, 'n lewe in God se teenwoordigheid. Die 3 punte dan vanuit die hoofgedagte, 'n lewe ooreenkomstig God se woord, 'n lewe volgens God se plan en 'n lewe in God se teenwoordigheid. Geliefde, elke mens wil graag gelukkig wees. Jy wil tog hê dat dit met jou goed gaan. En baie keer dink ons in 'n bepaalde tyd van ons lewe of iets wat met ons gebeur dat ons nou geluk gevind het. Maar na 'n tyd voel ons maar weer ongelukkig. Hoekom is dit so? Hoekom voel dit partymal of ons maar net nie kan geluk vind nie? Hoekom lyk dit vir ons baie keer asof dit maar net ander mense is wat gelukkig is, of dit met hulle goed gaan? En wat ons partymal nog meer moedeloos maak, is dit lyk asof mense wat nie omgee oor hulle lewe nie, wat maar net maak wat hulle wil, wat nooit eens in 'n kerkdiens kom nie, wat nie deel is van die kerk nie, dat dit vir ons lyk asof hulle gelukkig is.
asof dit met hulle goed gaan. Broers en susters, ons hoef nie te wonder oor antwoorde op hierdie vraag nie. Ons hoor dit in hierdie Psalm. Ek gaan weer vir ons dan vers 1 en 2 lees en dan ook vers 6. Hoor mooi wat die Here vir ons sê hier. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, nie met sondaars omgaan en met ligsinniges saamspan nie, maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind, dit dag en nag oordink. Waarlik, die Here lei die regverdiges op hulle pad, maar die pad van die goddeloses lei tot ondergang. Dis die fokus van Psalm 1. God sê hier vir ons, ware geluk is om werklik aan God gehoorsaam te lewe. En God sê dit gaan goed met die mens wat in die woord van die Here sy of haar vreugde vind, wat dit dag en nag oordink. Die eerste tree na ware geluk is om te begin lewe en aan te hou lewe ooreenkomstig die woord van God. Maar voordat ons dan verder luister na wat dit beteken om ooreenkomstig die woord van die Here te lewe, kom ons hoor eers, soos die lyn ook van die Psalm is, hoe die mens lyk wat sonder die woord van God lewe. Vers 1 hoor ons van goddeloses, van sondaars, van ligsinniges. Dis mense wat sonder God lewe, wat ongehoorsaam aan hom is en wat met hom en sy woord spot. En nou vermaan God ons teen hierdie soort mense. Eerstens sê hy dat ons nie die raad, die advies van goddeloses, van ongelowiges moet volg nie. Ons moet nie dat hulle ons beïnvloed in wat ons dink en wat ons sê en wat ons doen nie. En dit gaan nie maar net oor mense nie, dit gaan ook wat mense tot stand bring deur verskillende media, hoe ons beïnvloed raak met advies en met inligting en van raad. Tweedens sê hy aan ons om nie dinge saam met sondaars te doen nie. Ons moet dus versigtig wees met wie ons vriende maak en saam met wie ons is. Derdens sê hy ons mag nie saam sit en saam planne maak met mense wat met God en sy woord spot nie. Daarom 'n fyn onderskeiding. Wat beïnvloed jou? Wat vorm jou in jou lewe? God sê by hierdie soort mense en wat hulle doen is nie ware geluk en vreugde te vind nie. Op korte duur kan dit baie keer so lyk dat jy miskien geluk kan kry of tot jou voordeel iets kan kry. Ware geluk, dis wat die Psalm ons leer en wat God ons leer deur die Psalm, ware geluk is om in die woord van die Here jou vreugde te vind. Dit sal met jou goed gaan as jy dit met die woord van die Here kry en dit dag en nag oordink. Dit beteken dat jy jou manier van lewe moet laat bepaal deur die woord van God. En dit kan alleen gebeur as jy jou voortdurend besig hou met die woord van God. Jou gedagtes, jou woorde, jou dade moet voortdurend gevorm word deur die Heilige Gees wat deur God se woord werk. Die Bybel, God self, moet dus vir ons leer wat om te dink en wat om te doen. En nie hierdie wêreld, nie goddelose en ongelowige mense met al hulle dinge nie. En as ons na God se woord en gees luister, sal ons die mense met wie ons saam is, versigtig uitkies. Sal ons dinge waarby ons betrokke is en wat ons kan beïnvloed, versigtig uitkies. Ons sal gelowige mense, dinge wat volgens ons beginsel is en wat vanuit ons denkraamwerk as gelowiges is, ons sal dit opsoek, sodat ons saam met hulle gevorm kan word, wat ons dink, en wat ons praat, en wat ons doen. Gehoorsaam aan God se woord, sal ons wegbly van mense en dinge
wat nie ooreenkomstig God se woord is nie. Mense wat nie respek het vir God en sy woord nie. Alleen die mens wat dan so vanuit God se woord leef, sal werklik die goedheid van God ervaar, sal werklik gelukkig wees. Maar kom ons hoor, wat is geluk? Hoe is 'n mens wat gelukkig is? Ons tweede punt. Broers en susters, God sê vir ons in die gedeelte, geluk is om volgens God se plan met jou lewe te leef. Ons hoor dit in vers 3. Hierdie beeld wat God gebruik, moet vir ons dit leer. Die mens met wie dit goed gaan, wat gelukkig kan wees, wat ware geluk vind, is soos 'n boom wat by waterstrome geplant is, wat op die regte tyd sy vrugte dra, waarvan die blare nie verdroog nie. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Verstaan u die beeld wat God gebruik? Geliefdes, die mens wat gehoorsaam aan God lewe, staan stewig vasgeanker in God. En hy het ook by God 'n onuitputlike lewensbron. Alles wat hy nodig het vir sy lewe. Verder lewe so iemand soos God dit wil hê. In sy haar lewe is daar sigbare tekens van ware wysheid, ware opregtheid en ware heiligheid. Dit wat ons met die sondeval verloor het. God het ons geskaap na sy beeld, maar ons het dit verloor. Ons kry dit terug as ons uit God se woord en uit hom uit lewe, sodat ons weer ware wysheid kan hê, ware opregtheid, ware heiligheid. Maar meer nog, die ware gelowige is gepantser teen die vernietigende werk van die sonde. Midde in hierdie sondige wêreld kan jy sterk en gesond in jou geloof bly. Ja, met die hulp van God kan die ware gelowige sy of haar taak in hierdie wêreld met sukses volgens God se plan en binne sy wil uitvoer. Natuurlik het ons baie keer 'n verkeerde begrip van wat ware geluk is en wat ware sukses is. Wat meer verband hou met wat die wêreld dink wat geluk is en wat sukses is. Maar dan hierteenoor hoor ons die Psalm sê, hoe ellendig is die lewe van mense wat sonder God lewe. Goddelose mense, ongelowiges, het geen vastigheid nie. Hulle is soos kaf wat in die wind rondwaai, klein blaartjies en grasies wat maar net waai waar hulle wil. Geen vastigheid nie, geen vaste anker nie. Hulle het geen vaste beginsels wat hulle manier van lewe bepaal nie. Vandag is dit so, môre is dit anders. Hulle lewe net soos hulle wil en hulle laat hulle deur niemand leer nie. En al lewe hulle nou nog saam met die gelowiges, sal hulle in die eindoordeel van God nie meer 'n plek saam met die gelowiges hê nie. Ons derde punt. In vers 6 hoor ons dat ware geluk te vind is in God se teenwoordigheid. En ons hoor besonder in hierdie gedeelte, die Here ken die weg van die regverdige. Hy ken jou as jy vrygespreek is in Jesus Christus. Dit beteken, broers en susters, God weet van jou. Hy ken jou, want hy het jou geroep op hierdie pad wat jy nou loop, op hierdie lewe wat jy nou lewe. Meer nog, hy het hierdie pad vir jou gemaak, dat jy by hom kan wees, weer in sy teenwoordigheid kan wees. As hy sê in Jesus Christus, is die woord, die weg en die waarheid en die lewe. En dit is die weg waarop die gelowige gaan. Maar dit is nie al nie. God het ons nie maar net op hierdie pad naby hom gebring en ons net daar gelos nie. Hy lei ons ook op hierdie pad, op hierdie soort van lewe. Op ons pad na hom toe terug, sorg God vir ons. Deur sy Gees verander hy ons nie net nie, hy kom in ons bly om ons te help en ons by te staan. En so sal God by ons wees
tot aan die einde van ons pad, tot die einde van ons lewe. Daarna sal ons opneem in die volmaakte ewige heerlikheid. En so vind die regverdige, die wat vrygespreek is in Christus, so vind die regverdige weer werklik geluk in die teenwoordigheid van die drie-enige God. Maar dit gaan nie so met alle mense nie. Die Psalm wys dit ook duidelik uit. Die pad waarby goddelose, die ongelowige mense is, vat hulle verder en verder weg van God af. Dit lei tot hulle ondergang, waar hulle vir ewig sonder God sal wees. Geliefdes, die goeie van die lewe, ware blywende geluk, is alleen maar by God te vind. En dit begin by die woord van God. Nog beter gestel, dit begin by die God van die woord. Dit begin by die lig met 'n hoofletter, wat hy in hierdie donker sondige wêreld aan jou wil gee. Dit begin by die verandering wat hy in jou bring deur die werking van die Heilige Gees. So maak hy jou nuut. So bring hy by jou 'n wedergeboorte. Terselfdertyd of daarna gee hy in jou geloof, wanneer jy ingeplant word of een word met sy woord wat vlees geword het, met Jesus Christus. Ja, vir ons Nuwe Testamentiese gelowiges is dit in hom, die vleesgeworde woord, in Christus, waarin ons vreugde vind. In hom ingeplant. In Christus ingeplant het jy deel aan 'n fontein van lewende water. Uit hom, en deur hom en tot hom draai jy dan vrugte van bekering en geloof en van groei in die geloof. Verbonde aan hom verlep jou lewe nie in teëspoed nie. Verbonde aan hom is jy voorspoedig, soos God dit wil hê, op jou pad, op jou lewensweg, wat hy vir jou gekies en uitgelê het. Ja, waarlik, die Here lei my op my lewenspad, en met elke nagmaal bevestig en versterk hy dit by jou. Amen. Ons gaan nou daartoe oor om te luister na die formulier van die Heilige Nagmaal. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, luister na die instellingswoorde van die Heilige Nagmaal van ons Here Jesus Christus, soos die apostel Paulus dit beskryf. Ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het, dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem eet, dit is my liggaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Net so ook die beker na die ete met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament in my bloed, doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en van hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. Wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet, of van die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef, moet homself ondersoek, en so van die brood eet, en uit die beker drink. Om die nagmaal dan reg en troostryk, of tot jou troos te vier, is dit nodig om jouself vooraf reg te ondersoek, en dit dan tot sy gedagtenis te gebruik. Die ware selfondersoek bevat die volgende 3 hoofpunte. Ons moet nadink oor ons sonde en vervloeking, en ons met diepe berou hieroor voor God verootmoedig. Ons moet die vaste belofte van God glo, dat al ons sondes alleen op grond van die versoening van Christus vergewe is, en dat sy volkome geregtigheid ons toegereken en geskenk is. Ons moet die opregte begeerte hê om met ons hele lewe aan God dank te bewys, opreg voor hom te wandel, en in ware liefde en eengesindheid ook met ons naaste saam te lewe. Wie so gesind is,
wil God in genade aanneem en in die seëninge van die nagmaal laat deel. Maar hulle wat hardnekkig en sonder berou God se gebod oortree, eet en drink 'n oordeel oor hulle self. Daarom verkondig ons op grond van God se woord aan alle afgodsdienaars, towenaars en waarsêers en die wat aan hulle glo, godslasteraars en skeermakers in kerk en staat, mynediges en ongehoorsaames, moordenaars, toosoekers, egbrekers, hoereerders, dronkaards, diewe, rowers, dobbelaars en gierigaards, om nie na die nagmaal van die Here te kom nie, nie daaraan deel te hê nie. Want niemand wat nog so liefdeloos en aanstootlik lewe, het deel aan die ryk van Christus nie. Het nie ingegaan onder die koningsmag van God nie. Tog kom ons nie na die nagmaal, omdat ons onsself sondeloos en volmaak ag nie. Inteendeel, ons kom juis omdat ons die ware lewe, ware geluk, buite onsself in Christus soek. Daarmee erken ons dat ons van nature deur die sonde dood is. Ons het inderdaad nog baie gebreke, gebrek aan geloof, geloofsvolharding, aan ywer in God se diens, aan liefde tot God en ons naaste. Ons het egter deur die genade van die Heilige Gees van harte berou oor ons sondes. En ons begeer opreg om volgens al die gebooie van God te lewe. Daarom kan ons seker wees dat God ons in genade aanneem en dat hy ons waardig maak om deel te hê aan hierdie nagmaal, aan hierdie hemelse spys en drank. Die Here het ons die doel van die nagmaal weer geleer en bevestig wanneer hy sê, doen dit tot my gedagtenis. Om dit te doen moet ons opreg glo dat hy deur die Vader na hierdie wêreld gestuur is, dat hy mens geword het en as sondelose lam die toorn van God gedurende sy hele lewe op aarde vir ons gedra het. Hy het met volmaakte gehoorsaamheid God se wet vir ons vervul. Hy het ons smaad gedra sodat ons nooit weer tot skande sou word nie. Hy is onskuldig ter dood veroordeel sodat ons voor die gerig van God vrygespreek kan word. Hy is aan die kruis gespyker om die skuldbrief van ons sondes vas te naal. So het hy ons vervloeking op hom geneem en ons met sy seëninge gevul. Hy het helse pyn en smart en bange God verlatenheid gelei toe hy uitgeroep het, my God, waarom het U my verlaat? Sodat ons nooit meer deur God verlaat sou word nie. Eindelik het hy met sy dood en sy bloedstorting aan die kruis die ewige genadeverbond bekragtig met die woorde, dit is volbring. Wanneer ons so aan hom dink, word die tekens van brood en wyn telkens weer 'n versekering dat hy hom in ons plek oorgegee het en dat hy ons so seker met sy liggaam en bloed voed as wat ons brood en wyn eet en drink. So wil die lewende Christus, hy wat nou in die regterhand van sy Vader sit, so wil die lewende Christus deur sy Gees ons van sy liefde verseker en ons tot die vaste wete bring en dit bevestig dat ons ook tot hierdie genade verbond behoort. En elke maal as ons nagmaal vier, verkondig ons ook sy dood, wat hy vir ons gedoen het, maar ook dat hy weer kom. Daarom laat die fees van die nagmaal ons ook met groot verlange uitsien na die bruilofsmaal van die lam. So leer die nagmaal ons om die enige kruisoffer van ons Here Jesus Christus as die enigste gronde vir ons saligheid in die geloof te omhels. Deur sy liggaam, daar is sy liggaam gebreek en sy bloed vergiet tot volkome versoening van al ons sondes en het hy vir ons die ware voedsel en drank van die ewige lewe geword. Deur sy dood het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, wat ons aan Christus en in 'n ware gemeenskap verbind en ons in al sy rykdomme laat deel. Dieselfde Gees bind ons ook as lede van een liggaam in ware liefde saam, en omdat ons almal aan die een brood deel het, is ons almal een liggaam. Daarom moet ons almal wat deur die geloof in Christus ingeplant is, ingelyf is, hierdie eenheid in liefde met woord en daad ook teenoor mekaar bewys. Mag God deur sy Gees ons elkeen daartoe help.
Maar laat ons nou eers ons vir God verootmoedig en hom gelowig om sy genade aanroep. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U dat ons hierdie troostvolle gebeurtenis van U Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid U, gee deur U Gees 'n opregte vertroue in ons hart, in ons hele wese, om ons al hoe meer en meer aan U Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in ons sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat U ons genadige Vader is en ons U kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons Heiland en Verlosser te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid tot hom sal neem. Verhoor ons, o genadige en barmhartige Vader, om Christus ontwil. Amen. Kom ons sing saam nou uit Psalm 23, die eerste vers en ook die derde vers, terwyl ons die tafel van die Here gereed maak. Net soos 'n herder uittrek met sy skape, laat neerlê in die veld van milde groen, met sagte hand lei langs stille waters, so is die so het hy ook aan my gedoen. Hy loof my siel en lei my swakke skrede in vaste spoor van sy geregtighede. U bring vir my die tafel in gereedheid, my hoofd druip olie en my beker vloei van wyn. 'n bron van goedheid stroom vir my gedurig, dit is my gees, vreug my vyande pyn. Dit kroon my lewe met die welbehae en in u huis daar bly ek al my dae. Verhef nou u harte en u gedagtes tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader. En wees verseker dat die Heilige Gees u net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat u nou die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Ons nooi u van die middelste blok af om te kom aansit aan die tafel van die Here. Ek kan maar omstap en hier ook inskuif.
Hier is nog heel wat plekke, so u kan van die kant af ook volmaak asseblief. Hierdie kant is nog ten minste 5, 7 sitplekke. Ek kan hier kom aan sit. Is hier nog 'n plek oop hierdie kant? 3 plekke die kant oop. Is hier van die kante af wil kom aan sit. Die brood wat ons breek, is ons een wees, ons deel wees met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem eet almal daarvan en glo dat sy liggaam aan die kruis gebreek is tot volkomme versoening van al ons sondes. Die beker wat ons met danksegging seën, is ons gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daarvan en glo dat sy bloed vergiet is aan die kruis tot volkomme versoening van al ons sondes. In Johannes 17 hoor ons die gebed van Jesus Christus vir sy disippels, maar ook vir elkeen van ons. Nadat Jesus dit gesê het, het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. Dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God en Jesus Christus wat deur u gestuur is. Ek het op die aarde u verheerlik deur die werk te volbring wat u vir my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u Vader met die heerlikheid wat ek by u gehad het voordat ek na die wêreld toe gekom het en voordat die wêreld bestaan het. Ons gaan Psalm 116 vers 1 sing, as u klaar is hier, en dan terwyl u dan na die banke beweeg, vers 2, u kan bly sit, dan sing ons die eerste vers. Net sien of almal klaar mag gaan gebruik. Kom ons sing terwyl u bly sit vers 1, en dan terwyl u na die banke toe beweeg, vers 2.
Ons gee nou geleentheid vir die kante en ook die mense in die konsistorie en die saal. Ons gaan ook vra dat u wat in die banke bedien moet word, dat u hande opsteek, dat die diakens u kan bedien in die banke. Hulle gaan ook in die moederskamer, sal hulle ook die nagmaal bedien. As jy maar net daar ook 'n aanduiding gee. Jy kan kom aansit asseblief. Jy moet maar naby kom sit asseblief, dat ons net kan makliker by mekaar wees en die brood en die wyn so by u uitkry. Hier is nog heel wat plek aan my linkerkant. Elsabie, moet jy nie, Elsabie? Elsabie? Kan jy 'n bietjie nader skuif, asseblief inskuif. Wilma, sal jy vir ons voorsing asseblief? Jy moet nou nie wegraak nie. Elsabie, sal jy? Goed. Met die voor die psalm. Goed. Almal wat wil aansit, ek dink dit gaan ons naaste tafel ook wees. Is welkom. Die laaste geleentheid, voor ons dan by die tafel gaan afsluit. Die brood wat ons breek, is ons gemeenskap, ons deel met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Eet almal daarvan, dink daaraan en glo dat sy liggaam aan die kruis gebreek is tot volkomme versoening van al ons sondes. Julle kan kry daar. Dan kan u vir ons net in die banke asseblief aandui, as daar iemand is in die banke wat deur die diakens bedien moet word. En dan sal hulle ook in die moederskamer aangaan asseblief. Vir Tanette daar asseblief. Die bekere wat ons met danksegging seën, is ons deel wees met die bloed van ons Here Jesus Christus, ons gemeenskap daaraan, sy bloed wat hy gestort het aan die kruis. Drink daarvan en weet dat hy sy bloed vir ons gestort het tot verlossing en gemeenskap met hom. Ek het die naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort en u het hulle aan my gegee. En hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee. Hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van u gekom het, en hulle het geglo dat u my gestuur het. Is almal ook in die banke bedien wat graag daar bedien wil word? Kom ons sing vers 3 van Psalm 116 terwyl u bly sit, en dan vers 4 as u dan die banke toe beweeg. Is my
Geliefdes, omdat die Here ons met die hemelse brood verkoop het, dat ons almal saam in dankbaarheid die Here loof en prys met die volgende woorde. Loof die Here, o my siel, en alles wat binne in my is, sy heilige naam. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen een van sy weldade nie, wat al jou ongeregtigheid vergewe, wat al jou krankhede genees, wat jou lewe verlos van die verderf, wat jou kroon met die goedertierenheid en barmhartighede. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. Want so hoog as die hemel is bo die aarde, so geweldig is sy goedertierenheid oor die wat hom vrees. So ver as die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom vrees. Hy het self sy eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles genadiglik met hom geskenk. Daarom sal ons mond en ons hart die lof van die Here verkondig, van nou af tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Barmhartige God en Vader, ons dank U en loof U dat U die heerlike beloftes van die evangelie, die verlossingsboodskap, met hierdie nagmaal weer in ons bekragtig en bevestig het. Ons dank U dat U U eniggebore seun geskenk het as middelaar en offer vir ons sondes. Ons dank U vir ware geloof, waardeur ons deel kry aan die offer van U seun. Ons bid U dat deur die werking van die Heilige Gees, die verkondiging van die dood van ons Here, ons daagliks laat groei in die geloof en ook in die heerlike gemeenskap, die een wees met ons Here Jesus Christus. Ons vra dit om sy naam ontwil. Amen. U het nou geleentheid om u kollektes afgegee vir die diens vir barmhartigheid. Daarna sing ons saam Psalm 118, vers 1 en vers 2. Kom ons sing saam as lofpsalm aan die einde van ons erediens, dan vers 1 en 2 van Psalm 118. Zij goed
Ontvang nou die seën van die Here en wees ook 'n seën vir ander. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees en bly. Amen. U word uitgenooi nou na die diens vir die koppie sop, brood in die saal. U is welkom om saam met ons te kom kuier.